Geseëndes, goeie naand, of goeie dag, goeie môre, wanneer jy ook al nou na hierdie luister. Ek wil 'n bietjie vandag na jou toe kom met 'n woord wat werklik vroeg in die week al het in my gees gedrop het en dit gaan baie hand in hand op grond van wat ons die afgelope maand nou al reeds gedeel het. En ek wil met dit na jou toe kom vandag. En ek glo dat hierdie woord gaan jou optel, ek glo hierdie woord gaan jou versterk, ek glo hierdie woord gaan jou aanmoedig, want dis wat die woord van God doen. Amen. Amen. Mense is besig om in te skakel, ek moet altyd dadelik begin, so 7:30, weet nou, die wat nou lewendig hier so is, want anders op die recordings later, dan is daar te veel tyd wat vooraf net speel op die reels. En so dankie vir julle wat klaar ingeskakel is. Ek gaan begin. En as julle my kan hoor net, ek wil net 'n bietjie 'n thumbs up kry. Of julle my kan hoor. Ek hoor niks van enigiemand nie. Kan julle my hoor? Ek gaan bevestiging kry of julle my kan hoor. Daar's hy. Fantasties. Goed, so ek is opgewonde oor hierdie woord vanaand. Ek is reg vir hierdie woord en ek weet dat hierdie woord gaan jou help, soos ek nou gesê het. Vroeër hierdie week het hierdie woord in my gees gedrop en ek glo dit gaan jou baie help. Ek glo hierdie woord gaan jou help. So, wat ek net gou vooraf wil sê, is dat ek gaan baie skrifte vir jou gee. Ek dink nie ek gaan baie lank wees vanaand nie, wel ek het dit laas week ook gesê, maar ek wil so gou as moontlik, jy weet, ek wil dit nie onnodig lank uittrek nie, so gou as moontlik klaar maak, ek wil nie onnodig uittrek nie. Maar jy kan weer na die recording gaan luister en die skrifte neerskryf jouself, die skrifte voor jou uitsit, weet, bely die skrifte, staan op die woord en weet die notas en dit is altyd baie goed om dit na die tyd te doen. So ek gaan baie woord vir jou gee. Ek gaan nie baie my opinie vir jou gee nie, ek gaan met jou deel oor wat die woord van God sê. En ons praat vandag oor moenie opgee nie. Ons leef in 'n era, ons leef in 'n tyd, jy weet, waar mense baie maklik as gevolg van omstandighede druk en dit wat in hulle lewe beleef, jy weet, is kinders groot maak, dis kinders tussen hulle aktiwiteite invat, dit is werksdruk, jy weet, dit is ekstra werk, dit is miskien 'n tweede werk, dit is druk op wat die huwelike is, finansiële druk, wat het ook al mag behels, is sosiale druk in ons lewens. En wat dan veroorsaak is, en ek weet, ek praat hierso ook uit ervaring, waar ons by 'n plek kom, wat ons net sê, dat, weet, is die woord van God juis en waar? Is God werklik wie hy sê, wie hy is? Dis hierdie vraag wat ons dan begin te vra. En, weet, ons sê, maar ek staan op die woord, en ek sien wat die woord my sê, en ek staan vir my besigheid, of ek staan vir hierdie genesing, of ek staan vir wat ook al dit mag wees, en ek sien nie die gewenste resultate wat ek graag wil sien nie. Dan begin ons neig na waar ons wil begin opgee. Ons begin slack, ons begin briek aan draai, of ons begin net die voet van die petrol afsit, en net glide, dit free, en ek wil jou vanaand aanmoedig. Die doel met vanaand is hierso om jou aan te moedig, om jou te sê, moenie opgee nie. Moenie opgee nie, don't quit. And wherever you are, whatever you have been giving, whatever you've been pouring in, don't quit. Ons begin by Galasiërs 6 vers 9, hy sê daar, Galasiërs 6 9, en laat ons nie moeg word om goed te doen nie. Nou, daai goed te doen is om die regverdige lewe te leef. Moenie moeg word nie, want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie. So, ek beklemtoon, moenie moeg word nie, moenie opgee nie, en moenie verslap nie. Jy sal die belofte verkry, as jy nie gaan verslap nie. Die NIV vertaling stel dit baie mooi, hy sê, let us not become weary in doing well, or doing good, for at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. At the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Maar luister gou wat sê die Message Translation, ek vir julle sê, ek gaan baie woord vir julle gee, so ons gaan bevestig uit die woord, laat die woord van God self praat. Die Message Translation sê, if we don't give up or quit, en ek dink dit sê het vir ons baie mooi, vir het saam in die Engels, if we don't give up or quit, we will reap a harvest.
Nou, let op die belofte vir die wat nie opgee nie. Hulle sal hulle belofte verkry. Die wat nie opgee nie, sal hulle belofte verkry. If you're not going to quit, if you're not going to give up, you will reap a harvest. Met ander woorde, dit waaraan jy glo, sal in jou lewe gebeur. God maak geen beloftes om dinge te laat gebeur vir diegene wat tou opgooi nie, wat moet opgee nie, wat sê, ek weet nie of hierdie werk nie. Daar's geen beloftes in dit nie, want die regverdige sal deur die geloof lewe. Nou in Hebreërs 6 vers 12 staan daar, word nie traag in die geloof nie. Word nie traag in die geloof nie. Maar wees navolgers van hulle, wat deur die geloof van lankmoedigheid erfgename van die belofte is. Nou dis mooi so, hy sê, wees navolgers van hulle, wat deur die geloof en lankmoedigheid erfgename van die belofte is. Volg diegene, met ander woorde, wat nie opgee nie. Kry mense in jou lewe wat nie opgee nie. Kry jou vriendekring, kry jou kerkmense, kry jou wie ook al het mag wees. Moenie mense wees wat net wil moan en tou opgooi nie. Moenie die wat opgee volg nie, met ander woorde. Moenie mense volg wat aanhoudend sê, dit is nie die moeite werd nie. Ek het dit al probeer en weet ek dien nie die Here en keisie daar, whatever will be. Nee, of hulle sê, ons het dit probeer en dit het nie gewerk nie. Moenie sulke mense volg nie. Moenie so 'n woord volg nie. Volg hulle wat deur geloof en geduld, die woord sê, die belofte verkry het. So moenie moed opgee nie, moenie tou opgooi nie. Miskien moet jy dit net intik of sê dit net, ek sal nie tou opgee nie, ek sal nie moed opgee nie. Of miskien moet jy net iemand in die kraag gryp of jou man of jou vrou in die hare gryp, wat ook al, jou kinders sê ons sal nie tou opgee nie. Ons sal nie opgee nie, ons sal nie opgee nie. So belangrik vir my vir my omdat jy hierdie vanaand sal hoor wat die woord van die Here is. So die waarheid is dat die meerderheid van die liggaam van Christus eenvoudig net te vinnig opgee. In my, wat is dit nou, 37 jaar van bediening, sien ek net mense te vinnig opgee. As jy later na hulle toe kom, dan sien jy net, hulle is nie meer waar hulle was wat hulle gestaan het op die beloftes van die Here nie. En die primêre rede is die volgende, en ek gaan vir jou verskeie redes gee waarom baie mense tou opgooi. En ek wil dit 3 punte vir jou hier so deurgee vandag. Nommer 1, hulle is nog nie werklik oortuig, en hierdie is 'n baie belangrike een. Hierdie, vir my, ek weet, ek moes my denke constant vernuwe op hierdie punt. En dit is, hulle is nie werklik oortuig dat God sy woord sal hou nie. Hulle glo in God. Miskien sê jy, ek weet dat God se woord is ja en amen, ek glo in die Here, maar wanneer die Here sê gaan links, wanneer hy sê draai regs, wanneer hy sê stop, wanneer hy sê pak jou tas en gaan soontoe, vertrou ons die woord van die Here. Wanneer hy gesê het dat die Here met wonde dat daar vir jou genesing gekom, wanneer hy sê dat ek sal aan elke behoefte van jou vervul, wanneer hy sê ek is jou God, ek sal jou nooit begewe, jou nooit verlaat nie. As hy die God is wat sê dat ek sal jou en jou kinders het, ek die regverdige nog nooit sien bedel in die land van die lewendes, sê die Bybel vir ons. Glo ons daai woord. Glo ons en staan ons by woord. So, nommer 1 is dat mense wat gou tou opgooi is, hulle is nog nie werklik oortuig dat God sy woord sal hou nie. En ek het die Here jare terug hierdie vraag gevra, wat is sy definisie van geloof? Nou ek weet ons kan die Bybel lees, ek weet wat die Bybel sê in Hebreërs 11 vers 1, dat geloof dan is 'n vaste vertrou op die dinge wat ons hoop, dis 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Ek verstaan, ek leef daai skrif. Maar ek het gevra, wat is sy definisie van geloof? Gee my 'n definisie waarmee ek kan vereenselwig. En hier is wat hy vir my gesê het. Dit is 'n diep oortuiging van die feit dat dit vir my onmoontlik is om te lieg. God in die eerste persoon wat hy praat. Dit is 'n diep oortuiging dat van die feit dat dit vir my onmoontlik is om te lieg. Laat hierdie insink, dink net gou daaroor. Dis wat geloof is. Dis 'n diep oortuiging, 'n diep innerlike oortuiging van die feit dat dit vir God onmoontlik is om te lieg. Sê saam met hierdie, spreek dit uit. Dis onmoontlik vir God om te lieg. So vanaand, watter belofte die Here jou ook al gegee het, watter profetiese woord hy jou ook al gegee het, watter skrif hy ook al vir jou gegee het, watse bevestiging, watse droom hy vir jou gegee het, maak saak wat dit mag wees nie.
God is 'n waarmaker van sy woord. Titus 1 vers 2 sê, God kan nie lieg nie. God kan nie lieg nie. In Hebreërs 6 vers 18 tot 20 sê hy, sodat ons deur twee onveranderlike dinge, waarin dit onmoontlik is dat God sou lieg. Onmoontlik is dat God sou lieg. Kragtig bemoediging kan hê, so ons moet hierdeur kragtige bemoediging kry. Vanaand moet jy hierdeur kragtige bemoediging kry, dat God kan nie lieg nie. So kom ek lees net die hele skrif, dat ons in konteks hoor. Sodat ons deur twee onveranderlike dinge, waarin dit onmoontlik is dat God sou lieg, bemoediging kan hê, om vas te hou aan die hoop wat voor lê, en ons het dit as 'n anker van die siel, wat veilig is, en vas en ingaan tot binnekant die voorhangsel, waar Jesus as voorloper vir ons ingegaan het. Einde van quote. Hebreërs 6 vers 18 tot 20. So, God kan nie lieg nie. Jesus, wat hy beloof het, deur sy dood aan die kruis, deur sy begrafnis en sy opstanding, kan hy nie lieg wat ons in daai beloftes het in hom nie, vir ons lewens nie. Psalm 89 vers 34 sê, maar my goedertierenheid sal ek nie van jou wegneem nie. Dis 'n belofte. My goedertierenheid sal ek nie van jou wegneem nie. En my trou nie verbreek nie. Of my verbond sal ek nie met jou breek nie. Halleluja! Loof die Here. Ek sal my verbond nie ontheilig nie, sê hy verder. En wat oor my lippe gegaan het, sal ek nie verander nie. Ek het nodig om hierdie vanaand te hoor. Die beloftes van die Here, God sê ek sal nie verander nie. Dit is my woord vir jou. Jesaja 40 vers 8 sê hy, die gras verdor, die blom verwelk, maar die woord van ons God staan tot in alle ewigheid. Die woord van God, al vergaan die wêreld, al vergaan die blom, al vergaan die gras, verdor hy, wat ook al. God se woord staan vir ewig vas. Nou, as jy nie diep oortuig is van die werklikheid dat dit onmoontlik is vir God om te lieg nie, dan gaan jy altyd sukkel met jou geloof. Jy gaan nie die verwagte of die gewenste resultate sien in jou geloofslewe nie. Dit is seker die belangrikste, en ek herhaal weer, jy moet vas oortuig wees dat God is 'n waarmaker sy woord, hy kan nie lieg nie. Jy moet sy woord glo. Want wanneer jy by die punt kom waar jy God se woord so vinnig glo, soos wat 'n dokter se verslag is oor jou lewe. Wanneer 'n dokter kom en sê, luister hierso, ek het hierdie gediagnoseer, gaan huis toe, kry hierdie medisyne en drink een in die oggend, een in die middag, een in die aand en dit gaan jou help. Dan vat jy sy woord, jy gaan na die apteker toe, die apteker gee dit vir jou en jy gebruik dit en dit werk vir jou. Jy staan op sy woord. Jy weet dat hierdie pilletjies gaan jou help, want die dokter het vir jou gesê. Jou prokureur of jou beste vriend, jy sal meer wanneer ons hierdie mense glo, dan moet ons weet dat God is ook 'n waarmaker van sy woord. As ek siek geword het, het ek 'n dokter toe gegaan. En as hy my voorskrif gegee het, dan het ek die voorskrif nagevolg. Ek glo wat hy gesê het. Ek het geneem en dit toegepas. So of die prokureur sê jy moet dit doen, jy moet dat doen, jy moet hierdie so maak, jy moet hierdie daar insit, jy moet hierdie so belê, jy moet daai doen, en ek volg dit straks na en ek eer daai woord, dan gaan ek die gewenste resultate sien. Ons glo dit. Wanneer ek in Amerika kom en die wet sê daar vir my, jy moet aan die regterkant van die pad bestuur, dan moet ek dit glo. Ek kan nie kom en sê, maar ek is gewoond daaraan om die linkerkant te bestuur. Daar gaan gevolge wees. So ek vertrou dat almal gaan aan die regterkant bestuur. Wanneer my beste vriend, as ek sê, ek gaan iets vir my doen, of iets saam met my doen, dan het ek geglo en ek het sy woord gehou. En hy het sy woord volhou. Maar baie mense het nog nie by die punt gekom waar hulle glo dat God so loyaal is nie. Hulle glo nie dat God so betroubaar is nie. God se woord is sy band. Dit is sy verbond, sy woord. Sê dit saam hierso. Dit is God se woord. Hierdie is God se woord. Ek is wat hy sê ek is. Halleluja. God se woord sê wat ek is, Jy het wat hy sê jy het. Jy kan doen wat hy sê jy kan doen. As jy dit glo, sal dit werk, mense. As jy dit nie glo nie, sal dit nie werk nie. Saligheid
is vir almal. As hulle dit nie glo nie, kan hulle dit nie ontvang nie. Dis reeds gegee. Dis reeds deur die bloed van Jesus gegee. Dis reeds deur sy kruisdood gegee. As jy dit nie glo nie, kan jy dit nie ontvang nie. Jy moet vasbeslote wees. Soos die man aan die kruis in Jesus regterhand. Hy het geweet dis die Messias. Hy het geen ander teken gehad nie, maar hy het geweet dis die Christus wat langs hom gekruisig word. Jesus sê, jy sal saam met my in die paradys wees vandag. So, ons moet dit glo, dat dit sal werk. So die Bybel sê, in Psalm 119 vers 89 sê hy, vir ewig, o Here, staan u woord vas in die hemele. Jy hoef nooit bekommerd te wees of God sy woord sal ondersteun nie. Sy woord is vir ewig in die hemel gevestig. Halleluja! Ek gaan nie detail hier op in nie, dit is die bloedverbond van Jesus, sy bloed wat hy gaan offer het daarso. Jesaja 40 vers 8 sê, die gras verdor, die blom verwelk, maar die woord van ons God hou stand in ewigheid. So dit impliseer, dat God se woord vir ewig gevestig is, onveranderlik en immuun is teen menslike verandering. As mense ander goeders begin preek, as mense ander goeders begin glo, as mense as dogmas ander goeders gaan begin verkondig, as mense hulle opinies gaan begin preek, as huishoudings ander rigting gaan begin vat op grond van die woord van God, want dit sien ons baie vandag, dat huishoudings begin nie meer op die onveranderlike woord van God staan nie. It's the infallible word of God, die onfeilbare woord van God. So, dit beloof dat wat God in die hemel gevestig het, is die finale waarheid, die finale autoriteit in ons lewens. Nou, die belangrike implikasies van vir ewig, o Here, vir ewig, o Here, staan die woord vas in die hemele. Dit is 'n onveranderlike natuur van God. God se woord is nie tydelik nie, mense. Dit is onveranderlik en verander nie met modes of met tyd of met menslike mening. Dis 'n finaliteit, dis 'n gesag, God se woord. Dit is nie onderhewig aan emosie, dis nie onderhewig aan hoe baie jy gebid het nie, dis nie onderhewig hoe baie jy gevas het nie, dis nie onderhewig hoe goed jy was nie, dis nie onderhewig aan, dit staan gevestig op grond van wat God gevestig het, en ek glo dit. God het dit gesê, en ek glo dit nie. Omdat die woord in die hemel gevestig is, dis in die hemel geposisioneer in Christus, word dit as absoluut stabiel beskou en buite die bereik van enige aardse of bose magte. Halleluja! Geen invloed van daai kan God se woord laat wankel nie. En dis kontras met aardse onsekerheid. Terwyl aardse omstandighede en menslike woorde voortdurend verander, is God se beloftes stewig geanker. Halleluja! So hierdie vers impliseer dat wat God in die hemel gevestig het op aarde gemanifesteer moet word. Dit moet kyk wat die tyd is al. Dit moet op die aarde gemanifesteer. Dit sal ook, as ons dit kan glo. So, weer eens, hoef jy nooit bekommerd te wees oor of God sal ondersteun wat hy vir jou gesê het nie. Hy sal. As hy woord het gesê het, sal hy dit, he will back his word in your life. Daarom begin baie van sy beloftes met die woord sekerlik, of want, of nogtans, of voorwaar. En ek het sommer so 'n paar bietjie gaan oplees. As die Bybel sê in Psalm 91, ek sal tot die Here sê, my toevlug en my bergvesting, my God op wie ek vertrou. Want hy is die wat jou sal red uit die net van die voëlvanger, van die verderflike pes, want u Here is my toevlug. Die Engels sê dit baie mooi, sê surely, Jesaja 53 vers 4 sê, nogtans het hy ons krankheid op hom geneem en ons smarte, die het hy gedra. Surely, Hebreërs 6 vers 14 sê, voorwaar ek sal jou ryklik seën en jou grootliks vermeerder. Halleluja, dis die woord van God. Psalm 23 vers 6, Dawid sê nou, met net goedheid, net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. Nie ander goeders nie, net goedheid. Dis is surely only goodness in mercy. Ek kan nie dubbelsinnig wees nie. Ek kan nie op twee gedagtes wankel nie. Die woord sê vir my net goedheid en guns. En as dit nie so is nie, dan dit nie God wat sy woord verander. Ons moet nie doelpale begin skuif nie. Ons moet dit glo. So ek hou van iets wat verseker is. Dis 'n ander beskrywing wat ons kan gebruik. Verseker. Praat nie van die versekering nie. En God se woord is verseker, mense. Waarom sou jy ooit in die versoeking val om op te gee as God aanhou vir jou te sê, dis verseker. Halleluja.
So, die tweede punt, hoekom baie mense tou opgooi, is hulle is nie bereid om te wag nie. Hulle het nog nooit die krag van geduld in hulle lewens ontwikkel nie. Ek het so baie om te praat hieroor. So, hulle het nog nooit die krag van geduld in hulle lewens ontwikkel nie. Hebreërs 10 vers 35 tot 36, luister wat sê die Passion Translation. Gaan ons aan die Passion Translation. So don't lose your bold, courageous faith. Woo! Gaan kerk al hier by myself. Don't lose your bold, courageous faith, for you are destined for a great reward. Ek haal net die skrif aan. Net die woord van God in die Passion Translation. Hebreërs 10 vers 35. You need the strength of endurance to reveal the poetry of God's will, and then you receive the promise in full. Woo! Ek moet hier gou weer lees vir julle. So don't lose your bold, your courageous faith, for you are destined for a great reward. You need the strength of endurance to reveal the poetry of God's will, and then you receive the promise in full. So twee dinge wat hier van kardinale belang is. Eerstens, moet nooit jou geloof prysgee nie, en jy moet geduld ontwikkel. Geduld beteken eenvoudig om nooit te verander nie. Stabiel te wees, konsekwent te wees. Jy hou net aan, ongeag die omstandighede. Jy is nie een dag hier en die ander dag al onder. You keep on moving forward. As jy swak raak, hy is sterk, dit is 'n belofte. As jy mismoedig raak, hy sal jou optel, hy is 'n vertrooster. Die Message Translation sê van Hebreërs, luister mooi sê, don't throw it all away now. Ek wil dit vanaand vir jou sê, don't throw it all away now. It's still a sure thing, but you need to stick it out. Dis wat die Message Translation sê. It's still a sure thing. Vanaand profeteer ek oor jou lewe die woord van God. The promise of God in your life is still a sure thing, but you need to stick it out. Hoor die woord van die Here na jou toe. Bly by God se plan. Byt vas, met ander woorde. Jy sal daar wees vir die beloofde voltooiing as jy volhard. Die voltooiing van jou belofte, die voltooiing van wat God oor jou uitgespreek het. Wat sal jy ontvang? Nadat jy die wil van God gedoen het, jy sal die belofte verkry. Ek weet nie van jou nie, maar ek hou daarvan wanneer belofte vir my vervul word. Dis wat my motiveer. Dis wat my bly staande hou. En alles doen, alles my wese doen om te bly staan. Hou ons staan en moenie opgee nie. You need to stick it out. Byt vas. Die op te gee natuurlik bring nie die seëninge nie. Deursettingsvermoë wel, geduld wel. Hebreërs 10 vers 35 en 36, luister gou wat sê die boodskap vertaling. Hy sê, wie op God bly vertrou, sal 'n groot beloning by hom kry. Julle moet tot elke prys vasbyt. Dis ons goeie Afrikaanse boodskapvertaling. Julle moet tot elke prys vasbyt. Nou luister gou, ek wil gou saamvat hierso wat die Message Translation sê. Nothing set you back. Julle Hebreërs 10 in die Message Translation. Nothing set you back. So don't throw it all away. Nothing will set you back. Dis die woord van die Here. Jy moet die woord van God die juis en die waarheid maak. Finale autoriteit. Nothing will set you back. No crisis, no recession, no doctors diagnose, geen krisisgeval, nothing will set you back. That's a word from God. Nothing will set you back. So don't throw it all away. You are sure of yourselves then, it's still a sure thing. Ek quote net die Bybel hierso. But you need to stick it out. Staying with God's plan. So you'll be there for the promised completion. Vanaand wil ek vir jou sê, you got to be there for the promised completion. Stick it out. Stick it out. Nothing will set you back. Hallelujah. But we're not quitters. Dis wat ek sê af van die skrif wat hy sê, we are not quitters. We lose out. Oh no, we'll stay with it and survive, trusting all the way. So ek hoor hierso die woord vir ons sê, bly op koers, stay with God's plan. Dis waar die dividende lê. Dis waar die seëninge lê. Mense wat op koers bly, weier om op te gee. Hulle het toegewyde geloof en dan kry hulle alles wat aan hulle beloof is. Is dit nie wat jy werklik in jou lewe wil hê nie? Alles wat God oor jou beloof het, alles wat in sy woord is 'n belofte. Dan is die oplossing daarvoor. Moenie opgee nie. Byt vas, hou koers.
Efesiërs 6 vers 13 tot 14 sê, nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Luister gou, is die Amplified. As jy nog sê, gaan vir julle baie skrifte gee. Having done all that the crisis demands, stand firm, immovable, victorious. Dan die laaste een, punt nommer 3. Hoekom gee mense so maklik op? Hulle spandeer nie genoeg tyd in gemeenskap met God en sy woord nie. God en sy woord nie. Jy kan heel dag series opsit of YouTube luister van lof en aanbidding en of weet wat ook op is nie series nie, weet is waar ons dit nou ook al luister. Nee, jy moet die woord hê, jy moet die woord hoor. Jy kan nie jou emosioneel net weet jou stig nie. Jy moet in die woord van God wees. Luister wat sê Handelinge 20 vers 32. En maak hierdie stelling. En nou broeders, dra ek julle op aan God. Paulus bid hier, hy sê ek sê dit vanaand oor julle. Ek dra julle op aan God en aan die woord van sy genade. 2 aspekte. En dan sê hy wat magtig is om julle op te bou en julle die erfdeel te gee. Ek dra julle op aan God en aan sy woord wat magtig is om julle op te bou en julle die erfdeel te gee. So God is in staat om jou op te bou en sy woord is in staat om jou op te bou. Dis wat hy so sê. Johannes 1 sê vir ons, God en sy woord is een en dieselfde. Hy sê vir ons, in die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. Een en dieselfde. Paulus sê, ek draai julle op aan God en in die woord van sy genade. God en sy woord. As jy wil fellowship, as jy wil God wil aanbid, is nie die vorm noodwendig nie, lees die woord. Bly in die woord. Lees die woord. Bly in die woord. Op te bou hierso beteken letterlik om jou sterk te maak en jou te vestig. Wanneer jy onder druk is om op te gee, moenie van hom wegvlug nie. Moenie van sy woord wegvlug nie. Hardloop na hom toe. God en sy woord is een, in staat om jou op te bou, jou sterk te maak en jou te vestig. Vestig impliseer om jou veilig te hou, om jou ferm te hou, om jou onwankelbaar te hou. Wow! So wanneer jy in die versoeking kom om op te gee, hardloop nie jy na God toe, wat jou gaan ferm hou, wat jou gaan veilig hou, en wat jou onwankelbaar gaan hou. Want dis wat jy nodig het om die belofte te verkry. Jy hardloop na die woord toe, jy gaan kry jou dosis van geloof by hom. So word soos die persoon wat in Psalm 112 beskryf word, wat sê, want hy sal nooit wankel nie. Hy vrees nie vir slegte tyding nie, sy hart is gerus, vol vertroue op die Here, vas is sy hart, hy vrees nie. Halleluja. Dis die soort mens wat alles ontvang wat God beloof het. Weereens het hulle die kwantiteit besluit geneem deur nie op te gee nie. Hierdie Psalm 112 mense, deur nie op te gee nie. Op te gee is nie meer is nie 'n opsie nie. Vasbyt. Hou die koers. Die Bybel sê in Spreuke 28 vers 20, 'n betroubare man is ryk in seëninge. 'n Man wat vas staan op die woord van God, wat betroubaar is op die woord van God, is ryk aan seëninge. Wat is 'n betroubare mens? Dis mense wat nie tou opgee nie. Dis mense wat nie terugdeins nie. Dis mense wat nie maklik andersins oortuig kan word nie. Hulle staan op die woord van God, ten spyte van wat mense sê. Die beloftes van die Here is juis en waar en ja en amen oor my lewe en oor jou lewe. As jy ooit mense vind wat oorvloedig is in die seëninge van God, nou weet jy hoekom. Hulle is getrou. Volg hulle voorbeeld. Wat beteken dit dan om te floreer? Die Bybel sê in Psalm 92, luister wat sê die Passion, ons sluit af hier. Yes, look how you made all your lovers to flourish like palm trees, each one growing in victory, standing with strength. Dis wat het beteken om te floreer. You've transplanted, vers 13 sê, you've transplanted them into your heavenly courtyard, where they are thriving before you. For in your presence they will still overflow and be anointed. Even in their old age they will stay fresh, bearing luscious fruit and abiding faithfully. Listen to them, verse 15. With pleasure they still proclaim. With pleasure they still proclaim. You're so good. You're my beautiful strength. You'll never make a mistake with me. Hallelujah. Dit beteken vermeerdering. Dit beteken flourish. Dit beteken oorvloed. Dit beteken om te vergroot, te groei, te floreer, oorvloedig te wees, mense.
uit te brei, uit te breek, om bestendige vordering te maak in jou lewe. Dis wat God vir jou gedoen het. Maar jy moet getrou bly, hy gaan nie sy woord oortree om dit te laat gebeur, as jy nie staan op sy woord nie. Gebeur nie outomaties nie. So, ten slotte, hier is wat ek vir jou wil voorstel vanaand. Net vinnig, ek gaan dit net vinnig noem, 5 dinge. Hou die woord voor jou. Die getroue sal floreer. Moenie dit net een keer hoor nie. Moenie dit net een keer sê nie. Raak ernstig daaroor. Die Bybel sê, die getroue man sal oorvloedige seëninge hê. Ek het dit nie gesê nie, God sê dit. Tweedens, lees dit gereeld. Nie as godsdiens nie, in verhouding, lees die woord. Tweedens, derdens bedoel ek, bely dit daagliks. Verklaar die woord oor jou en jou familie, en jou omstandighede, en jou besigheid, en finansie, wat ook al. Vierdens, dank God geduldig voordat dit manifesteer. Dis geloof. Die ware Bybelse geloof, wanneer jy God kan dank voordat jy ooit die resultate of die manifestasie daarvan sien. En dan nommer 5, saai saad vir die vervulling daarvan. Weereens die woord, Handelinge 10 vers 30 tot 31 sê, Cornelius sê, 4 dae gelede was ek besig om te vas, tot op hierdie uur, en die 9de uur het ek in my huis gebid, en meteen staan daar 'n engel in blinkklere voor my, en hy sê, Cornelius, jou gebed en jou saai, jou almoese, is voor God in herinnering gebring. Dis wat geloof doen. Jy bly saai. Jy hou nie op daarmee, want dit is die woord van God. En ek praat nie nou oor saai vanaand nie, ek praat oor die woord van God. Maar as jy een van die is wat nie gaan opgee nie, wat vasbyt, maak gereed om te floreer dan, soos jy nog nooit van tevore floreer het nie. Halleluja. Maak gereed om oorvloedig te wees. En die seëninge, soos jy nog nooit tevore dit ervaar het nie. Amen, amen en amen. Dit was baie vinnig, baie woord vir jou gewees, maar ek glo dat dit jou inspireer, want ek wil dit nie uitrek nie. Ek glo vanaand dat, of vandag, wanneer jy ook al na hierdie luister, dat dit gaan jou nie net vir die week opbou nie, dit gaan jou sommer net vir die volgende dekade sterk maak. Hou op die verstand die woord. Bless julle, dankie vir julle wat getroue inskakelaars is. Share die woord, deel dit verder, stuur dit vir iemand anders, versprei die evangelie, want dis wat ons doen. Dis nie my woord wat jy versprei nie. Jy sê vir my net, is vir die woord van God. Hannes, happy birthday laas week, ek moes jou gebel het. En ook almal die ander wat verjaar het. Blessings vir julle, 'n seënde aand.